Hartlike goeiemôre wie Dinsdagoggend 5:30 hier op Facebook op die Dak International page waar ons uitsaai op Dinsdag, Woensdag, Vrydag en Sondag. Loof die Here, wat 'n voorreg om vanoggend weer die woord van die Here te kan bedien, saam met u te kuier hier op die lig waar ons almal deel is van die ewige evangelie, wat moet uitgaan oor die hele wêreld. Dis net amazing om daaraan te dink, die ewige evangelie van redding, verlossing, vrymaking, moet uitgaan oor die hele wêreld, en ons het deel daaraan, ons moet die maaiers en die saaiers wees in die evangelie. Ons het nou die geleentheid om dit te doen, om te lewe volgens die woord van die Here. Nou, goeiemôre almal, loof die Here, wat 'n opgewondenheid vanoggend om hier saam met u te kan wees op die aanlyn kerk, hier op Facebook waar ons uitsaai in die week, loof die Here. Kom ons share vanoggend gou na die boodskap, daar na ons tydlyne toe, na ons tydtusse toe, oral waar ons kan, na ons stories toe, oral dat almal kan sien wat is die ewige evangelie van redding en verlossing. Wow, prys die Here. As ons nie skaam is vir die evangelie nie, is skaam God en Jesus hom nie vir ons nie, en ons sal hemel toe gaan. Maar as ons skaam, gaan Jesus homself ook skaam vir ons met die wederkoms. So ons moet die vrugheid lewe, ons moet bid, ons moet die Here soek, ons moet werk met ons gebede saam met die Here, sodat siele gered kan word, verlos kan word. Dit wat ons vind om te doen, wat ons hand vind om te doen, moet ons doen. Ons moet dit nie dat oorstaan nie. Doen wat jou hand vind om te doen. Dit wat jy vir die Here kan doen, doen dit vandag. Loof die Here. Daar sê, kom ons het nou oral geshare. Ek dink ons is nou shappies en daar kan ons nou lekker aangaan. Ons het volgende verjaarsdag maatjies. Marisel verjaar vandag. Dit is Karel en Marlies se dogter. En dan verjaar Werner, Tanya se man vandag. Oom Fred verjaar, Werner se pa. En ons dink volgende aan hulle almal en ons bid vir hulle ook dat die Here hulle sal deurdra in die jaar wat voorlê, sal versterk krag gee en dat hy ook hy homself net aan elkeen van hulle sal openbaar in sy krag en heerlikheid en verlossing en vrymaking. Dis so lekker om vir mekaar te kan bid. Ons dink so 'n bietjie spesiaal aan elkeen op hulle verjaarsdag en ons bid vir elkeen dat die Here ook kragtig in hulle lewe deurbreek. En ek dink volgens so aan Marisel, ek glo sy is vandag 12. So, ek dink sy is vandag 12. Help my gou reg, is Marlies hulle ingeskakel? Marisel is vandag 12, nee. Is ek reg, as ek nou so dink? Sê net vir my yes or no. Dat ek net kan seker wees van haar ouderdom. So, die kinders word so gou groot. Daar is Koeke. Is dit 12? Wag net gou hier, so dat ek net seker maak. Maar prys die Here, ons bid vandag vir haar, ook dat die Here hulle kragtig deurdra. So, dit is 'n tyd in 'n kind se lewe, moeilike tye, baie emosionele tye, en dinge waar hulle deurgaan, en al die dinge, yes, 12, so ons is vandag tiener, joh. Maar Liesie, julle het vandag tieners. Is verskriklik. 2 in die huis. So ons bid vir julle vir baie krag en dat julle hier kan deurgaan. Maar die Here help ons en hy versterk ons, en ag, die Here help ook die kinders. Prys die Here. Kom ons bid vanoggend lekker saam. Vader, ons sê vanoggend vir u so baie dankie. Wat 'n opgewondenheid om vanoggend hier by mekaar te kan wees, as 'n familie, as 'n gesin in u. Vader, ek dink baie keer so daaraan, ons is so eie met mekaar, ons is so lief vir mekaar, ons wil alles met mekaar deel, en ag Here, net deel van mekaar se lewe wees, en ag, dis net so 'n heerlikheid. Vader, om te dink, ons het 'n geestelike familie bygekry, en gister toe ek weer die woord so lees, dat elkeen wat die wil van God doen, dit is ons familie. Sjoe, toe dink ek weer daaraan, dit is so
Vader, 'n voorreg wat ons het om geestelik een te word, om geestelik by mekaar uit te kan kom, om geestelik so gemeenskap met U te kan hê. En Here, die Gees van U het ons kom een maak. Dit is so mooi om daaraan te dink. En baie, baie dankie daarvoor vanoggend, dat ons vir mekaar kan bid. En ag Here, dat ons mekaar net kan lief hê. En Vader, wat is die grootste liefde wat ons vir mekaar kan toon, is om vir mekaar te kan bid, Vader, dat U kan werk en kan help en kan uitsorteer in ons lewe, en U werk saam met ons gebede. Ons het die afgelope tyd so mooi gehoor, hoe werk U saam met ons gebede? Wanneer ons werk, werk U, en ons werk wanneer U werk, en Jesus Christus werk saam met U, en almal werk, Vader, en ons dankie dat U, Here, my God, ons nie los nie, maar dat daar altyd vir ons hulp is, en dat daar altyd vir ons, Here, uitkomste is in U koninkryk, Vader, en ons dank en ons loof en ons prys U. Vader, ek wil vanoggend bid vir elkeen wat verjaar. Ek dink aan oom Fred vanoggend, dat U hom sal deurdra in die jaar wat voorlê. Dankie dat hy altyd, Here, so bereidwillig is om vir Werner rond te ry, oral waar die gemeente dinge gebeur, en waar hy moet heen gaan, en lughawe toe en terug, en oral. Dankie, Vader, dat sy hart oop is vir dit, Here, en ek wil bid dat U Uself en hom bekend sal maak in die jaar wat voorlê. Asseblief, Vader, so vir Werner, Tanya se man, Here, baie, baie dankie, hy is altyd so ontvanklik, as ons by sy huis kom, Vader, kry vir ons kossies, bestel dit gou, sort ons uit, en opgewonde, en ag, Here, dit is altyd so lekker, om daar by hulle te kan wees, Vader, en ek wil bid vanoggend vir hom, dat U hom ook, Vader, sal antwoord, elke, Here, onsekerheid in sy hart, Vader, die vrae in sy hart, Here, dat U sal antwoord, Here, dat U die werk sal doen, dat U die oortuiging sal doen, net U kan dit doen, Vader, en ons loof en ons prys U vanoggend daarvoor. Here, ons dink aan klein Marizel vandag, sy is 12 jaar oud, en ons wil bid vir haar, Vader, U het haar groot gemaak tot op hierdie tyd, Vader, Here, haar ouers het U so vertrou in hulle lewe om haar groot te kry, Vader, en ek dank en ek loof en ek prys U, dat U haar verder sal help en deurdra. Here, net U ken daai kind se hart werklik, Vader, net U weet wat in haar binneste aangaan, en ek wil bid vanoggend dat U haar sal antwoord volgens dit, dat U Uself sal openbaar volgens dit wat in haar hartjie aangaan, die vrae, Here, die benoudhede, die vrese, ag Here, alles, Vader, wat, Here, daar in daai hartjie is, Vader, en ek wil bid vanoggend dat U haar in hierdie jaar sal deurdra, sal help, Vader, sal weerhou van die wêreld. Dit is altyd ons grootste benoudheid, Vader, wanneer kinders so groot word, hulle is altyd so lief vir U, hulle wil altyd by U wees en van U hoor en opgewonde en getuig so lekker as kind, maar Vader, wanneer daai tienerstadiums inkom en al die dinge gebeur in jou liggaampies en alles, Vader, dan is dit asof hulle skaam raak vir U, en ek wil bid vanoggend dat sy nooit sal skaam wees nie, dat sy altyd U in haar hart sal koester, dat sy altyd 'n verlange sal hê na U, Vader, om U te dien en om deel te wees van U koninkryk. Asseblief, Vader, help haar ouers ook in elke opsig van hulle lewe met wysheid en met insig, ook om vir Marizel groot te maak, Vader, tot, Here, hulle nou nie meer veel kan doen nie, dat hulle daai wysheid en insig sal hê, om, Here, die regte dinge vir haar te kan leer en te kan uitsorteer. Baie, baie dankie daarvoor, Vader. Ons is vanoggend net so dankbaar teenoor U, dat U ons deurdra, dat U ons help, Vader, dat U elkeen van ons, Here, my God, antwoord in soveel opsigte van ons lewe. Ons het soveel antwoorde nodig, ons het soveel sekerheid nodig, en as ek dink aan die woord wat uitgaan, dan dink ek, Vader, U dink aan elkeen, U gee antwoorde, as ons die terugvoer hoor, en ek besef, Here, waarmee elkeen sukkel, en waar elkeen nog onsekerhede het, dan kom praat U en U kom deel, Vader. Dit was vir my so mooi, omtrent in elke huis wat ons gekom het iemand gesê, mense gesê, Vader, ons het soveel vrae gehad, ons het soveel papier al vol geskryf, maar soos die dienste aangaan, antwoord die Here ons, en dit is vir my so dankbaarheid in my hart vanoggend, dat U elkeen se hart sien en verstaan, en Here, die vrae weet, en ag Here, die antwoorde gee soos U wil. Ons loof U, ons is baie keer glad nie eens bewus van dit wat
in mense se harte is nie, maar U weet, Vader, want U Gees is in elkeen se hart, en ons dank U daarvoor vanoggend, en so wil ek bid ook, Here, terwyl die boodskap, wat ek ook vanoggend wil bedien, leef die vrug. Here het so diep in my hart gepraat die hele nag, en Here, my God, vanoggend, Vader, en ek wil bid dat U my sal help om dit te kan bedien, Here, volgens dit wat U in my hart, Here, gegee het, Vader, dat dit in liefde, opregtheid en vrede en al die dinge sal geskied, Here, nie met, Here, vooropgestelde idees of enige iets nie, Vader, en Here, ek self het soveel antwoorde gekry, ek self was so benoud gewees toe ek hierdie dinge gelees het, om het werklik so te verstaan, soos dit opgeteken is in Johannes 15, Here, en ek dank U dat U die hele antwoord daar gee, van hoe ons kan vrug oplewer, wat ons moet doen, hoe dit werk, Vader, baie, baie dankie daarvoor, ek loof U vanoggend, dat U net, Here, in elkeen se hart praat en deel, dat daar sekerheid kan deurbreek, ons loof U in die kragtige naam van Jesus, amen. Goeiemôre, almal wat ek nog nie gegroet het nie, dankie dat U inskakel vanoggend saam met ons is, vanoggend op die lig. Ons loof die Here daarvoor dat U die tyd afstaan, die tyd uitkoop, om ook so deel te kan wees, loof die Here. Nou, ons was gister daar by Shamaintjie in die hospitaal, sy is geopereer, hulle het vreeslik gesukkel om al daai beentjies in haar ruggie by mekaar te kry, skroewe en dinge ingesit, baie lang operasie, maar sy lyk goed. Sy is net baie duiselig as sy opstaan, want sy het baie lank laas geloop, 'n hele maand laas geloop, en so ja, dit is maar 'n challenge op hierdie stadium, maar dit gaan goed, en ons loof die Here, sy is opgewonde vir wat die Here gedoen het, en sy sê net die hele tyd, sjoe, dat sy so dankbaar is, dat sy nog lewe, dat die Here haar gespaar het, en deurgedra het. Ons is so dankbaar vir dit. Die oom wat agter haar in die taxi gesit het, is oorlede, ek dink 2 dagies nadat hulle in die ongeluk was. Shamaine was heeltemal uit die taxi uitgegooi. Ons hoor gister dat die bakkie die taxi 2 keer getref, waar sy gesit het, en ag, die Here het regtig, die mense sê, hulle kan nie glo, dat sy wel lewendig daar uitgekom het nie. So ja, ons is vanoggend baie dankbaar teenoor die Here, wat hy ook vir Shamaine gedoen het, en nog steeds doen, en dat sy so mooi herstel het, die sny op haar kop is al so mooi toegegroei, hulle het die stapels uitgehaal, en dit lyk mooi, so ons loof die Here, sjo. As jy dit so sien, as jy so dankbaar teenoor die Here. Nou, volgend wil ek so 'n bietjie gesels oor 'n onderwerp wat my werklik in die hart getref het. Ons het gister so begin praat, ek en my man, oor die vrug oplewer en hoe werk dit en al die dinge. En toe ek die skrif so lees weer gister in Johannes 15, toe besef ek waar daar so 'n bietjie 'n verwarring is oor hoe ons die vrug kan uitleef en hoe ons dit moet uitleef en hoe dit in ons moet hoe kan ek sê, hoe ons dit moet doen. Nou kom ons lees hierso in Johannes 15, ek wil sommer begin deur hier te lees, dan dink ek gaan ons ook bietjie besef, wat is baie keer die verwarring in die vrug dra. Nou kom ons kyk in Johannes 15 vers 1, en ek gaan so hele stuk deur Johannes lees, maar ek gaan dit so stukkie vir stukkie vat, dat ons dit mooi kan verstaan. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. So Jesus sê, hy is die ware wynstok en sy Vader is die landbouer. Nou hierdie skrif het my baie diep in die hart getref, vers 2, en ek wil hê ons moet mooi luister wat vers 2 wel vir ons sê. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Toe ek dit gister lees, het dit my verskriklik diep in my hart getref. Nou ons gaan nou terugkom soontoe. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou ek dink baie keer in ons geestelike lewe, het ons 'n idee van ons sit eintlik maar net in wag, dat God ons moet skoonmaak, sodat ons vrug kan oplewer. Dis God se werk, hy doen dit, ek doen nie veel daaraan nie, hy is besig om aan my te werk, hy is die enigste een wat werk, ek kan maar net wag, want eendag gaan ek daai vrug oplewer, omdat God my die hele tyd skoon maak.
gaan ek op een dag, gaan ek ook daai vrug dan kan oplewer. God doen die werk, hy sorteer my uit, hy sien ek doen niks in my geestelike lewe nie, maar hy bly werk in my lewe en hy maak skoon en hy sort my uit, sodat ek meer vrug kan dra. Nou, toe ek weer so deur die skrif gaan, toe sien ek maar dit is die verwarring. Want hier sien ons duidelik, dat die loot wat nie vrug dra nie, in die Here Jesus Christus, onthou net, ons kom tot wedergeboorte, ons aanvaar die Here Jesus Christus in ons lewe, ons maak ons harte oop, ons ontvang God se gees en die bestydenis van ons hart, so nou het ons God se gees, en ons is in Jesus Christus ingeënt, in die ware wynstok, ingeënt, in die liggaam van Christus, en Jesus Christus is die hoof van hierdie liggaam. Nou sê Jesus hier, elke loot wat in hom nie vrug dra nie, word weggeneem. Nou ek wil net hê ons moet vir 'n oomblik daaraan dink. So, ons moet vrug oplewer, ons moet iets begin doen in ons lewe, en wanneer dit nie daar is nie, verwyder God ons uit hierdie wynstok uit. En dit het my verskriklik diep in my hart getref, want dit is asof kinders van die Here voel, hulle kan aangaan op 'n manier en nie omgee oor hulle geestelike lewe nie. Ek kom tot wedergeboorte, ek word gedoop, maar niks verder in my geestelike lewe gebeur nie. Ek neem niks aan nie, ek begin nie werk aan enige iets in my geestelike lewe nie, ek los dit net soos dit is. Nou daai loot dra nie vrug nie, en daai loot gaan op 'n stadium verwyder word. Nou, net om daaraan te dink, het my keel al gister so toegetrek en gedink, Here, waar staan ek in u koninkryk? Lewer ek werklik die vrug op wat ek moet oplewer? Want ons sien nou hierso dat hy neem weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon om meer vrug te dra. So, dit sê vir ons as lote moet vrug oplewer, sodat ons saam met God kan werk, dat hy ons kan skoonmaak. So God werk saam met ons en ons werk saam met God, sodat ons skoongemaak kan word om meer vrug op te lewer. Dis nie net God se werk om een of ander tyd in jou lewe in te kom, te begin snoei en skoonmaak en te kere te gaan, en nou voel jy, daar het iets in my lewe gebeur, en nou kan ek begin vrug oplewer nie. Dis 'n daaglikse proses, en die woord sê so mooi, dat jy, party lewer 30voudig, party lewer 60voudig, party lewer 100voudig, maar daar moet 'n vrug in jou lewe na vore kom. Iets moet in jou lewe begin gebeur. Jy moet begin sorteer in jou lewe, sodat die vrug na vore kan kom. Nou, waarmee maak God ons loot skoon, sodat dit meer vrug kan oplewer? Want onthou, ons is in die woord ingeënt, in die Here Jesus Christus. En ons word deur die woord gevoed. En ons word ook deur die woord gereinig. Jesus sê vir sy disippels, julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Die wat dit aangeneem het, is gereinig deur die woord wat tot hulle gespreek is. Nou, dit is nog presies dieselfde in ons lewe. Dat die woord waarin ons ingeënt is, dit moet ons skoonmaak. God gebruik dit om ons skoon te maak en te reinig. Nou, hoe kan God dit doen? Wanneer ons die woord lees of hoor en aanneem en deel van jou lewe maak, kan God daai woord begin gebruik in jou lewe om jou skoon te maak. So nou werk God saam met jou, wat bereid is om vrug op te lewer, wat bereid is om die woord waarin jy ingeënt is, op te lewer. En ek dink as mens dit so kan begin verstaan, dan weet 'n mens, jy het 'n verantwoordelikheid om te kan begin vrug oplewer. God gaan dit nie namens jou doen nie. Jy moet 'n keuse maak in jou lewe om wel te begin vrug oplewer. Is dit nie so nie? Ons moet 'n keuse maak of ons die woord gaan aanneem en of ons die woord gaan verwerp, of ons teen die woord gaan stry, of ons teen die woord gaan redeneer, wat uitgaan, die advies wat God vir jou gee, die raad wat God vir jou gee, dis jou keuse. Of jy teen dit gaan redeneer,
of teen dit gaan rebelleer, of gaan voel dis hard, of dit kan nie gedoen word nie, dit is jou keuse. En wanneer jy dit aanneem, en jy begin saamwerk, en jy maak daai keuse, dan kan God die woord gebruik om jou te reinig, om meer vrug op te lewer. Nou, gister toe ek so met Stanley dit so deurpraat, dit was my so mooi gewees, toe praat hy so met my en hy sê, dit laat hom nou dink dat ons kom tot wedergeboorte. En ons is blootgestel aan baie dinge. En jy hoor dalk baie doktrines en dinge en jy soekend na die waarheid en jy soekend na iets wat jou kan vrymaak en losmaak, want baie dinge maak nie lekker vir jou sin nie, maar jy gaan maar saam met baie dinge, want jy weet ook nie eintlik anders nie. En nou kom jy byvoorbeeld, en die meeste mense het by ons uitgekom oor die huisskoonmaak video op YouTube. En nou kyk jy, nou het jy dalk al alles uit die huis uit gegooi, jy was nou al besig om van baie dinge ontslae te raak, en jy wou nou net seker gemaak het of jy nou regtig alles uit die huis uit gegooi het, wat jou kan skade doen, en waar geeste is en bose dinge, en al die dinge, en jy kom dalk op die video af van die bediening. En jy hoor, my liewe land, ek hoef niks uit die huis uit te gegooi het nie, daar is geen gees of niks binne enige iets nie, en nou begin jy neem dit aan, en het is vir jou opgewondenheid, wauw, hier hoor ek die woord van waarheid, ek sien dat mense voel dat as daar sulke dinge in dooie dinge is hulle verstandeloos, hulle sonder verstand, jy lees die skrifte in Jesaja saam met die woord wat uitgaan en so aan, en jy neem dit aan, en het maak vir jou sin, en het is opgewonde, en nou is die woord wat jy aangeneem het, jou begin reinig. So dit het jou gereinig van 'n vorige gedagte waarin jy vasgevang is, 'n vorige leerstelling wat jou vasgehou het. Nou het jy dit aangeneem, dit het jou kom losmaak, dit het jou kom vrymaak, jy is so opgewonde, wow, ek het by iets uitgekom wat my kon losmaak. Maar nou is daar nou nog byvoorbeeld dinge in jou lewe, kom ons sê die wegraping, jy glo dan nog aan die wegraping, jy kan nie lekker verstaan, hoekom sê hulle, daar is 'n wegraping, maar jy weet ook nou nie lekker wat om te glo nie, nou kyk jy die wegraping en jy sien, wow, hier verstaan ek nou, daar's 'n wederkoms, daar's nie 'n wegraping nie, en nou raak jy verlos en vry van daai gedagte, en so begin die Here met jou 'n pad stap. Nou is daar al 3, 4, 5 dinge wat kerngoed was in jou lewe, waarmee jy gesukkel het, en jy neem die woord van waarheid aan, want jy was soekend geweest, jy het dit gekry, jy het dit ontvang, en nou kan jy nie genoeg nie, jy verslind hierdie woord, en soos wat jy dit so verslind, en wanneer jy dit so aanneem, dan maak dit jou los, en dit maak jou vry, en jy begin vrug oplewer, om te verstaan, maar hierdie was valsheid geweest, hierdie was nie die waarheid nie, maar, nou is daar baie dinge wat afval, so in 'n mens se lewe. Want mens raak opgewonde en jy lees en jy hoor en jy lees die Bybelskool en jy gaan deur al die dinge en jy verstaan en is 'n opgewondenheid in jou lewe. En dan begin die Here al hoe fyner sny. Want waar kom hy dan uit? By dit wat saak maak. Nou is al hierdie dinge so uit die pad uit. Al hierdie doktrines en al hierdie verwarring en al hierdie dinge is nou uit die pad uit. Nou begin hy insny in jou hart in. Waar dit vir jou die kosbaarste is. Nou begin hy vir jou advies gee in jou eie lewe, in jou eie karakter, in dinge wat nie reg is daar nie. Nou moet jy die woord daar begin aanneem, want nou soos wat jy die bediening hoor en luister en aangaan, aan die begin maak dinge nie vir jou sin nie. Maar daar is tog dinge wat jy mee struggle. Nou hoor jy, daar is jou antwoord, en nou begin jou hart al hoe meer oopmaak en jy begin verstaan, en jy maak dit so oop dat dit ontvanklik is vir die woord, en jy neem dit aan, en jy begin dit toepas, en jy begin verstaan, en jy begin daaroor bid, en jy is in hierdie edele hart, bære jy die woord, en jy dra vrug in hierdie areas van jou lewe, en so begin jy vrug oplewer, en meer vrug oplewer. So wat doen God? God los jou nie by die huisskoonmaak video, waarin jy dalk roem, hoe jy by die waarheid uitgekom het nie. Want baie keer bly ons daar. Wow, ek was in hierdie situasie gewees, en ek het op hierdie video afgekom van jou, Stanley, of die wegraping, of wat ook al die geval mag wees, en ek het my antwoord gekry. Maar nou is daar ook geen ander vordering nie. En dis baie keer die probleem, ons bly by dit.
Want ons wil eintlik net verder nog kennis inwin van sekere dinge, maar ons lewer nie vrug op nie. Ons verander nie, want onthou net, daai klomp kennis wat, kom ons sê jy het nou mooi gehoor van die wegraping, dit het jou nou losgemaak, vrygemaak, die woord het in jou gewerk, en wat, jy verstaan nou. Nou probeer jy elke kern van kennis by mekaar maak van die wegraping. Dit gaan jy nie verander nie, dit gaan jy nie losmaak nie, dit gaan jy nie vrymaak nie. Die woord het gewerk, hy het ingang gevind, hy het jou losgemaak, hy het jou vrygemaak, nou kan jy verder begin vrug oplewer. Want wat maak God? Hy maak jou skoon, sodat jy meer vrug kan dra. Okay? So dit stop nie op 'n punt nie. Dit bly aanhoudend aangaan. Nou het jy dalk 'n probleem met finansies. Nou begin die Here met jou praat oor hoe werk finansies, hoe werk goeie werke. En nou kan jy dit begin verstaan volgens die woord van God. En verstaan, jene, ek kan goeie dinge doen, wat my kan hel toe vat. Want as dit nie volgens die woord is nie, is dit nutteloos. En dit is wat Jesus so mooi sê hierso ook in Johannes 15, ek wil net gou by die skrif uitkom. Hy sê, julle kan niks uit julle self uitdoen nie. Niks uit julle self uitdoen nie. So wanneer jy byvoorbeeld voel, ek doen nou goeie werke, want ek is 'n kind van die Here, en jy begin goeie dinge doen, volgens jouself, en nie volgens die woord van God nie, dan is dit ook sonde en ongeregtigheid. Dis nie vrug wat jy oplewer nie, dis jy self wat jy oplewer. Jy dra vir die sondevrug, jy dra vir die wêreldvrug. Kom ons vat byvoorbeeld net 'n voorbeeld van Matteus 25. As ons nou sien, hoor hierso, maar die skape en bokke, dis almal kinders van die Here, die kinders van die Here kan skape en bokke wees. Nou verduidelik Matteus 25 vir ons, hoe werk dit, dat 'n kind van die Here verlore kan gaan, en almal was nogal geskok daarin om werklik te kan verstaan, dat kinders van die Here kan 'n bok wees wat verlore gaan. Nou verduidelik Matteus 25 vir ons so mooi, van hoe jy die Here Jesus Christus besoek, hoe jy vir hom kos gee, hoe jy na hom kyk, hoe jy omgee, hoe jy hom besoek, en al hierdie dinge. En nou moet jy volgens dit operate, want die woord sê, dit wat jy in die geringste van jou broeder doen, dit doen jy aan die Here Jesus Christus. So, wanneer jou hart nie verstaan dat jy moet in die liggaam van Christus, moet jy die goed doen, wat jy moet doen, sodat jy dit aan die Here Jesus Christus doen, dit is die vrug wat opgelewer word. Maar kom ons sê, jy voel, ek moet nou vir elke ou geld gee, vir my familie sorg, vir elkeen sorg dra wat nie werk het nie, vir die boemelaar gee, vir hierheen en daai en dit en dat, en is en so verwarring, want jy wil al die goeie werke doen, en dit is nie volgens die woord van God nie. Is dit vrug wat jy vir die wêreld dra? So dis geen vrug wat jy in God se koninkryk oplewer nie. Dis jou eie vrug wat jy probeer na vore bring, wat vir jou Zigala niks beteken nie. Dit kan jou nie hemel toe vat nie, God sien nie daai werke nie, want dis nie volgens sy woord nie. Maar, nou kom jy tot die kennis van sy woord. Nou neem jy dit aan, jy het dalk hordes goeie werke gaan probeer doen, en is dit die verbarring gewees en al die dinge. Nou hoor jy, wow, in Matteus 25, as ek nie my goeie werke volgens hierdie riglyn doen in Matteus 25 nie, is ek 'n werker van ongeregtigheid. Want is nie volgens die woord van God nie. Nou moet jy daai woord aanneem in jou hart, en nou moet jy volgens dit begin lewe, sodat die woord jou kan reinig van jou vorige idee van goeie werke, en nou moet jy die regte vrug begin oplewer. Nou maak God daai ongeregtigheid in jou lewe skoon, deur die woord wat jy aangeneem het. Is dit nie mooi nie? En so kan jy al hoe meer vrug oplewer. So ek hoop jy kan volgens die konsep verstaan, want daar's 'n konsep in die woord wat ons moet verstaan. Niks wat jy doen, al dink jy doen goed, en jy doen dit nie volgens die woord van God nie, is jy 'n werker van ongeregtigheid. Jy is nie 'n werker van geregtigheid nie.
En soos wat jy die kennis kry, moet jy dit aanneem en dit begin oplewer in jou lewe, want dis 'n keuse. Elkeen van ons moet die keuse maak, gaan ek die woord aanneem, of gaan ek nie die woord aanneem nie. Nou, hoe meer jy die woord aanneem, en hoe meer jy dit begin lewe en toepas en uitsorteer in jou lewe, en van jou eie ongeregtigheid laat gaan, hoe meer godsvrugtig raak jy in jou geestelike lewe, hoe meer nuttig raak jy. En dit is vir my so mooi om daarin te dink, die skrif wat sê dat ons geoefen moet word in hierdie dinge. Dan kry ons geestesvermoëns om goed en kwaad van mekaar te kan onderskei. Nou jy moet as kind van die Here, moet jy iewers begin volwasse raak. En hoe raak ons volwasse? Ons begin die woord aanneem. Ons begin dit toepas, ons maak dit deel van ons lewe. Ons verstaan, hier is ongeregtigheid in my, wat moet verander na die woord. En wanneer jy dit besef en jy maak daai keuse en jy neem die regte ding aan, dan gebruik God daai woord om jou te reinig, om jou skoon te maak, sodat daar nog meer vrug kan oplewer. Maar dit is baie keer die krisis, daar's baie dinge wat ons net so vinnig kan laat gaan. Maar wanneer dit by hierdie karakter en geaardheid en idees en dinge van ons kom, dan skop ons teë. Dan wil ons nie laat gaan nie. Dan wil ons rebels wees, ons wil opstandig wees, ons wil redeneer teen God se woord. Nou, ek dink baie keer die groot probleem in ons as kinders van die Here se lewe, dat daar is baie dinge wat die woord oor praat. Daar's 'n beginsel wat die woord oor praat. Nou, omdat dit baie keer nie daar staan, hoorie so Karen, moenie Facebook kyk nie, dan voel jy, maar hoe sê die woord nou vir my, ek moenie Facebook kyk nie? En ek dink dit is baie keer ons probleem. Dat ons kan verstaan uit die woord van God, daar's beginsels. Ok, jy mag in die eerste plek nie in die kring van die spotter sit nie. Jy mag nie deel raak van ongeregtigheid nie. Deel raak van die wêreld nie, want dit is 'n vyand van God. Jy's nou skieurig dalk, jy's praatsiek, jy's bemoeisiek, jy bemoei jou met soveel dinge. Dit maak jou onrustig in jou innerlike, in jou siel. So, wanneer jy besig is met Facebook, is jy nie besig om vrug op te lewer nie, jy's besig om vrug op te lewer vir die wêreld, vir die dood. En dis die beginsels wat ons moet verstaan in die woord van die Here. So baie keer gee die Here vir ons raad en advies, en jy kan dit nie daadwerklik in die woord kry nie. Presies, daar staan van Facebook, TV, wat ook al die geval mag wees nie. Nou raak mens eintlik opstandig, want waar sê die woord nou dit en waar sê die woord nou dat? Maar as mens die beginsel het, weet jy as kind van God, jy kan nie meer deel wees van die wêreld nie. Enigiets van die wêreld kan jy nie meer deel wees nie. Nou moet jy die woord, die advies van God aanneem en die dinge laat gaan en dat die woord wat jy aanneem jou kan begin reinig. Nou werk God saam met jou om jou te reinig. Is dit nie mooi nie? Maar ek kan vir julle sê, dis die moeilike deel. Want hierdie geaardhede en denke en emosies en dinge van ons wil so graag voel dat die woord van God is hard. Dis ongenadiglik. Nou, wanneer is die woord van God hard? Net wanneer jy dit nie aanneem nie. Dan is die woord van God hard. Maar wanneer jy so bereid is, wanneer die Here nou met jou praat, dan maak jy nou werk daarvan. Jy sorteer dit uit, jy stribbel nie teen nie. Dit is hoe ek en Stanley die Here leer ken het al ons jare. Wanneer die Here vandag vir ons sê, maak vandag 'n keuse, maak jy vandag 'n keuse. Daar is nie redenasies nie, daar is nie enige denke of idees of wat ook al teen die woord van die Here, redenasies of enige iets nie. Jy maak daai keuse vandag. Al voel dit vir jou hele lewe is daarmee heen. En dit het hordes kere met ons gebeur. Dat jy met daai keuse maak wat jy voel jou hele lewe word weggeneem. Want dit is die keuse volgens die woord van God. En so begin jy vrug oplewer en so werk jy saam met die Vader om gereinig te word en
Al hoe meer, want hy sê mos jy kan 30voudig, 60voudig, 100voudig, maar ons moet nie by 30 bly nie, ons moet nie mik vir 30 nie. Dis so mooi wat ons mos in die, ons het so spreekwoord, mik vir die wolke, dan kan jy, wat? Mik vir die hemel, dan kan jy dalk die wolke tref, of so iets. Maar, nou is dit asof ons net by 'n sekere punt in ons lewe bly, ag as ek maar net dit, as ek net dit. Streef na heiligmaking, streef na vrug dra, streef om vrug op te lewer, sodat jy nie by 30voudig bly nie, maar dat jy ten minste na 60voudig toe gaan, en as jy by 60voudig is, kan jy 100voudig toe gaan, en so kan ons al hoe meer in God se koninkryk beteken. Anderster gaan ons dalk verwyder word, en dit, ek kan vir jy sê, my hart is so benoud, om te dink ons kan die waarheid luister, Dinsdag, Woensdag, Vrydag, Sondag, dit kan elke dag, ons kan leer op die strate, ons kan in die teenwoordigheid wees van die Here, ons kan oral wees waar die woord uitgaan, ons kan advies in ons huise kry, ons kan oral in die teenwoordigheid van God wees. Maar as jy dit nie aanneem nie, gaan hy sê, gaan weg van my, werker van ongeregtigheid. En dit tref my verskriklik in my hart. Om te dink, ons kan so werk vir die ongeregtigheid, en die waarheid bly teestaan, die advies van God bly teestaan, die raad van God bly teestaan, die woord van God bly teestaan, omdat ons voel dis hard, omdat ons voel dit sny in ons lewe in. God gaan in jou karakter in werk. Wanneer jy begin vrug oplewer, gaan dit al hoe dieper gaan en dieper gaan en dieper gaan. Dit wat 'n maand terug nog reg was, is nie meer reg nie. Dit wat 'n dag terug nog reg was, is nie meer vandag reg nie. Want die woord bly werk en dit bly werk wanneer jy dit aanneem. Nou wanneer 'n mens dit nie aanneem nie, lewe mens geen vrug op nie. Dis net redenasies, op redenasies, op redenasies, op teestand, op weerstand, op rebellie, op opstand, en dis wat jy oplewer. So God gaan jou op 'n stadium verwyder. En as ons daarin dink vanoggend, dit het my sommer wakker gehou, dit het gevoel, Here, hoe kan ek nog meer vrug oplewer? Hoe kan ek nog meer die woord aanneem? Hoe kan ek van my luiheid, my laksheid ontsla raak, Here? Ek moet werklik begin opstaan, ek moet U dien met alles wat in my is, sodat ek meer nuttig kan wees vir U koninkryk. En wanneer ons vrug oplewer, dan verheerlik ons die Vader. Want hoe meer vrug ons oplewer, hoe meer verheerlik ons die Vader. Hoe meer gee ons vir die Vader eer. Want Jesus Christus is sy seun, en Jesus Christus is die woord. En in die woord moet ons gereinig word. Dis die woorde wat ons moet aanneem. En as ek dink hoe Jesus op aarde die woord bedien het, en hy het gesê dit is God se woorde wat hy aan die mens kom bekend maak. En hoe opstandig die mens geword het, en hoe rebels die mens was. Hulle wou die hele tyd vir Jesus doodmaak, hulle wou hom uit die pad uit kry, om die woord van God uit die pad uit te kry. En is dit nie baie keer so, dat die persoon wat vir jou die waarheid bedien, wil jy baie keer net uit die pad uit kry? Hou net jou mond, bly net stil, ek kan nie meer hierdie saak aanhoor nie. Dan wil mens die persoon uit die pad uit kry, jy wil die persoon vermy, wat die waarheid aan jou bedien, om God se woord in jou ore stil te kry. Dan lewer jy nie vrug op nie. Dan is jy op 'n gevaarlike plek, maar as jy dit aanneem en toepas en opgewonde raak en laat gaan en sterf in dit wat vir jou belangrik is, raak dit so 'n lekkerte en 'n heerlikheid. Jy wil die woord aanneem, jy wil deel wees daarvan, jy wil saam met God werk, jy wil nog meer van die woord aanneem, jy wil nog meer in reinheid en in heiligheid en alles wandel en handel en oplewer en aangaan. Maar ons is 'n teestaan, ons is 'n las. Dis reël op reël, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. So wat sê ek volgens vir u? Ons moet die keuse maak, of ons gaan vrug oplewer. So wanneer jy die woord aanneem,
en jy maak jou hart oop om vrug op te lewer, gebruik God daai woord om jou te reinig van jou ongeregtigheid, sodat jy meer vrug kan oplewer. Is dit nie mooi nie? So ons moet daai keuse maak. Dit gaan nie net eendag gaan God jou nou so mooi skoon hê, dat jy net gaan wakker word en jy dink, wow, ek is vriendelik, wow, die geaardheid is weg, ja, ek neem alles aan wat die Here vir my sê nie. Dis 'n werk, dis 'n proses wat ons moet deurgaan, maar jy moet jou hart oopmaak vir dit, en om dit te bly teestaan, kan maak dat jy verwyder word. So, dit moet eintlik so bemoediging wees vanoggend vir ons. Te dink, Here, ons wil dit aanneem. Ons wil u woord so aanneem en deel maak van ons lewe. Ons wil nie stry nie, ons wil elke begrip van die woord wil ons in ons harte verstaan, ons wil dit toepas, ons wil dit uitleef, sodat ons daai vrug kan oplewer. Ons moet so oefen en oefen om die woord aan te neem, sodat ons geoefen kan word in nuwe gewoontes, in nuwe lewe. Daai ongeregtigheid in jou lewe moet weg wees, dit moet uitgesorteer wees. Jy moet in hierdie nuwe lewe wandel, elke dag van jou lewe. Jy moet net vrug oplewer en vrug dra en uitleef. Jy moet so volwasse wees in die woord. Jy moet soveel geestesvermoë bykry. En al hoe jy dit bykry is om die woord van die Here aan te neem. As die woord van die Here vandag vir jou sê, los, dan los jy. Dis hoe jy geestesvermoëns bykry. Dit is hoe jy goed en kwaad van mekaar kan onderskei. Anders gaan jy dit nooit kan doen nie. Het ons dit? Verstaan ons dit? Prys die Here. Gaan ons werk daaraan, gaan ons hierdie pad stap, gaan ons vandag daai keuse maak, om elke woord wat my in die hart tref, aan te neem en nie teë te staan, te stry, te beklei, kwaad te word, omgekrap te word oor die woord nie. Want dan lewer ons nie vrug op nie. Prys die Here. Is daar nog ietsie wat my man dalk wil byvoeg? As ons nie wil begin werk en verander nie, moet ons tevrede wees met ons lewe. En dit is die groot ding. Dis die groot, skus my man, ek lees nou eers die kommentare. Ek dink dit is 'n baie groot ding. Dat ons moan en ons groan en ons staan stil in ons geestelike lewe en ons kan nie verstaan hoekom ons nie groei nie en ons kan nie verstaan hoekom ons by een punt vas staan nie. God gaan nie verby 'n punt nie. En dit moet ons verstaan vandag in ons geestelike lewe. God gaan nie verby 'n punt nie. Net omdat tyd verby gegaan het nie. As God met jou gepraat het 4 jaar terug en jy het nog nie daai vrug opgelewer nie, jy het nog nie daai woord aangeneem, toegepas, uitgesorteer nie, is dit nog vandag jou probleem. So, dan wil 'n mens mismoedig raak. Jy wil baie keer omgekrap raak. Hoekom groei ek nie geestelik nie? Hoekom kom ek nie verby punte in my lewe nie? God gaan nie aan nie. Daai woord bly uitgaan, en uitgaan, en uitgaan, want jy moet dit aanneem in jou hart, in jou binneste. En dis hoekom ons baie keer voel die woord is hard. Want dit bly uitgaan en dit bly daai ding tref in jou lewe. Dit bly. Dis elke keer, kan hulle nie net ophou praat oor hierdie ding nie? Is dit alwaar hulle het om te praat? Want God wil jou losmaak. Hy wil hê die woord moet jou reinig. Hy wil hê jy moet saam met hom werk, sodat jy verby 'n punt kan kom in jou lewe, want elke keer slaat jy daar vas. En die ding is ons gaan 'n redenasie aan met God. Hy redeneer nie terug nie, dan raak ons gefrustreerd omdat God nie terug redeneer nie. Ja, dis baie mooi. Ons wil baie keer redeneer met God. Is dit nie so nie? God gaan nie met jou in 'n redenasie in nie. En ons wil baie keer hê die mens wat die woord bedien, moet ook met ons in 'n redenasie ingaan. En ek en Stein het al besef, ons gaan nie verder in 'n redenasie in nie. As die Here met jou gepraat het, moet jy dit aanneem. Jy moet dit verstaan, jy moet daaroor gaan bid. Ons kan jou nie bly oortuig van dit wat jy nie wil aanvaar nie. Want eintlik wil jy die hele tyd net stry daaroor. Maar jy gaan op daai punt bly. Jou lewe gaan in daai gemors bly. En dan wil ons huil en ons wil
te kere gaan en ons is in mismoedig en ons voel die Here het ons gelos. Die Here het jou nie gelos nie. Die Here wil jou reinig. Hy wil jou losmaak. Hy wil jou vrymaak. Sodat jy meer verstaan, sodat jy kan volwasse raak. Want daai ding baie keer, daar's baie keer een ding in ons lewe wat ons kind hou. En dis wat die woord sê, ek het gedink soos 'n kind. Ek het geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n volwasse man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. So dis die punt wat ons moet by uitkom. 'n Kind redeneer. En wil nie die regte aanvaar nie. En hy wil die ouers oortuig van dit wat hulle nou met hom praat is nie reg nie. En weet jy wat? Gister toe besef ek, toe ek met Stanley se praat, ek praat nou sommer net so lekker uit my hart uit. Toe besef ek dat wanneer ons op hierdie stadium van waar ons nou is, ons kan nie meer ons kinders tigtig en al hierdie dinge nie. En wat leer mens eintlik die kind? Jy leer die kind om nie gesag te aanvaar nie. Van kleins af. Die kind oorheers gesag die hele tyd. Die hele tyd. En ek sê gister vir my man dat ek het glad nie pak gekry as kind nie. Glad nie. My pa het my glad nie geslaan nie. Hy het die ander kinders geslaan, maar op een of ander rede kon hy net nie meer sy hart kry om my te slaan nie. En te tigtig en reg te help nie. En eintlik gister toe dink ek, ja, my ouers het my eintlik gehaat. Want die woord sê, as jy nie jou kind leer en reg help nie, haat jy jou kind. En ek sê vir my man, dat in my lewe het ek verskriklik gesukkel om gesag te aanvaar. Om reg gehelp te word. Ek kon dit nie hanteer in my lewe om reg gehelp te word nie. Dit was vir my die ergste ding in my lewe as iemand my wil reghelp. Ewen my man, dit was ons grootste gevegte in ons huwelik. Want my geaardheid wou so oorheers, want moet my nie reghelp nie. Ek sal my eie verkeerd erken, maar moenie jy dit vir my sê nie. En gister toe dink ek daaraan dat dis baie keer ons grootste probleem en dit is hoekom ons sit met sulke geaardhede. En opstandigheid, en redenasies, en rebellie. Ek sê eendag vir my man, ek is seker die rebelste persoon wat ek in my hele lewe nog gesien het. Want ek kan nie onderwerp aan gesag nie. En so moes die Here my help en uitsorteer, en ek kan vir sê, dis 'n pad van geweldige breking. Ek het partymal so gebreek gevoel, dat ek gevoel het, ek gaan nie opstaan nie. Want God werk nie verby daai punt nie. Jy gaan verby daai punt kom, voordat God verder gaan. En dis hoekom, die Here het my verlaat, en die Here is nie meer lief vir my nie, en die Here dit, want jy wil die Here druk met jou geaardheid, om verby goed te gaan, sonder om daarin te werk. Jy wil hom druk, jy wil vir hom sê, ek gaan verby hierdie punt, en u sal saam met my gaan, klaar. En God doen dit nie, want God is 'n God van liefde. En baie keer sien ons nie hoe lief God ons het nie. Dit is hoekom hy nie saam met ons tantrums gaan nie. En as hy vir jou raad gee, gee hy vir jou raad met 'n doel. Sodat jy van jou rebellie, jou onvolwassenheid, kinderagtigheid en alles kan ontslaa raak. Want God wil jou verby 'n punt vat, sodat jy meer vrug kan oplewer, sodat jy meer nuttig kan raak vir sy koninkryk. Nou dis my baie keer so lekker dat mens deur hierdie dinge is en baie dinge verstaan, hands on. Dat ek dit nie met hoorsê praat nie, maar dat ek verstaan. Here, mens weier om raad aan te neem. Jy weier om reg gehelp te word. Jy gaan redeneer en redeneer en redeneer tot die ander al so moeg is en dan redeneer jy nog steeds. Maar God is nie haastig nie. God gaan nie verby 'n punt nie. Jy gaan daai vrug oplewer. Jy gaan daai woord aanneem wat hy nou in jou lewe mee praat, om gereinig te word, om aan te gaan. En ek kan die volgende ook net bemoedig en aanmoedig, wanneer jy streng is met jou kind, is jy bitter lief vir jou kind. Moenie dit laat gaan nie. Al lyk dit nou vir jou, asof dit nie vrug oplewer nie.
Glo vir my, dit doen baie vir 'n kind. Daai gestrengheid, want dis liefde. Sodat jy nou kan verstaan, jy gaan nie redeneer teen reg help nie. Jy gaan nie redeneer op die ou eind teen God nie. Want jy gaan gewoond wees aan gesag. So ja, ek hoop dit kan vanoggend vir u dis seer om onderdanigheid te leer. Dis seker omdat jy so mooi is. Dankie Here dat u nie moed opgee nie. Ja, en dit is die groot ding. Dit het my eintlik getref in my hart. Ons staan baie keer so vas daarop dat God gee nie moed op nie. Maar hy verwyder. En as 'n mens hierdie woord so hoor, en jy neem dit nie aan nie, verwerp jy die wynstok waarin jy ingeënt is, want dis die woord. So jy verwerp dit wat jou moet leer. Jy verwerp dit wat jou moet voed. Jy verwerp dit wat jou moet reinig. So wanneer ons dit hoor en verstaan en aanneem in ons harte, moet ons daarin begin vrug oplewer. Dis ons keuse, dis ons besluit, of ons gaan en of ons nie. Of dit hoe seer maak in ons lewe. Ons moet bereid wees. Wow. Prys die Here, ek hoop dit kan jy vanoggend so 'n bietjie antwoorde gee oor hoe lewer jy vrug op, want ons geaardheid kan die vrug van die Gees so dooddruk met ons eie idees, gedagtes, emosies, rebellie, opstand en al hierdie dinge dat die vrug doodgedruk word in ons lewe. En ons wil nie verder dit doen nie. Ons wil nie die Gees van God uitblus in ons lewe nie. Ons wil dit nie doen nie. Ons wil in dit lewe. Ons wil daai strome van lewende water elke dag beleef hier in ons binneste. En al hoe jy daai strome van lewende water kry, is om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Dis die lewe wat deurbreek hier in jou binneste, wat bevestig word deur die Gees van God. En dis daai heerlikheid hier in jou binneste wat jy ervaar. Dis nie 'n uiterlike opgewonde blydskap nie. Dis 'n innerlike heerlikheid wat begin deurbreek in jou binneste. Dis die strome van lewende water. Want as jy goed in jou eie krag wil doen, jy word weer dors. Want is nie volgens God nie. Hy bevestig dit glad nie deur sy Gees nie. Maar wanneer jy die woord doen, dan bevestig God jou lewe deur sy Gees. Prys die Here. Jy moet 'n heerlike en 'n lekker dag hê. Wat jou hand vind vandag om te doen, doen dit. Moenie ongehoorsaam wees nie. Leef die woord, neem hom aan, pas hom toe. Al voel jy breek. Toe ek en Stanley met ons pad so begin het, ons het glad nie hierdie dinge verstaan nie. Ons het nie hierdie woord gehad wat ons kon verstaan hoe werk die dinge nie. So ons moes dit leer. Hands-on om vandag vir jy te kan uitdra. Maar in dit het ons altyd besef, as die Here vandag vir jou sê, los jy vandag. As die Here vandag vir jou sê, maak daai besigheid toe, maak jy hom vandag toe. Jy sit op straat. Jy maak jou keuse. Jy ly honger. Jou hart breek. Maar jy maak hom vandag. En so begin mens die woord verstaan, en so lewer 'n mens vrug op in die evangelie. Jy dink nie, jy redeneer nie, jy vra nie, want die woord het vir jou gesê, dis wat jy doen en dis wat jy doen. Klaar. Kyk, partymal het dit vir my gevoel, my hart breek. Maar wanneer jy daai keuse maak, is dit so 'n heerlikheid en 'n opgewondenheid, dat jy nooit nie weer die keuse vir die evangelie wil maak nie. Want baie keer kan ek nie verstaan as die Here met mense praat dat hulle nie daai keuse kan maak nie. Dis hoekom 'n mens bly op 'n punt as kind om nie die woord te verstaan vir wat die woord werklik is nie. So as mens dit aanneem, toepas, uitsorteer, is dit 'n heerlikheid, opgewondenheid in 'n mens se lewe. Prys die Here. Jy moet 'n lekker dag hê, ons is lief vir almal. En geniet julle naweekie, ons sien julle, dis miskien nou naweek nie, ek dink is al Vrydag, een in die weke gaan so dat ek al dink is Vrydag. Ons sien my man môre aan, 6:30 op die lig en alles maatjies, lekker verjaar, lief vir julle.